Om 'n voertuig uit die hand uit te koop of te verkoop kan soms 'n kopseer wees, veral as jy finansiering benodig. Flip My Ride is 'n veilige en betroubare fasiliteerder vir die verkoop van private voertuie. En hier om ons meer te vertel is hulle hoofuitvoerende beampte Gerald Creer. Baie welkom hier by ons. Baie dankie dat ek hier kan wees. Goed, gee vir ons so 'n bietjie agtergrond oor jou maatskappy. Ja, so Flip My Ride het ons is deel van die deal van groep. Het ontstaan in 2013 Ja. as 'n finansiële diensteverskaffer in die motorindustrie. En met Flip My Ride het ons gesien, jy weet, soos ons besigheid evolve en gegroei het, dat daar al hoe meer en meer mense is wat privaat wil koop. Jy weet, jy wil jou buurman se kar koop, jou ma se kar of jou sussie se kar, omdat jy die voertuig ken of daar's familiariteit. So Flip My Ride is toe nou gestig. Ons het die sagte ware gebou, die mense aan die agtergrond, die F&I's wat finansiële advies gee, en dan die dealmakers om ons mense te adviseer wanneer hulle 'n voertuig koop. So wat Flip My Ride basies doen is die hele fasilitering van so 'n proses. Dat hy nou nie 'n verkoper by die McDonald's moet ontmoet en oor die kop geslaan word nie. So ons beveilig regtig die transaksie vir al die deelnemende partye. Dit is nou net sy die verkoper, die koper, die bank en die versekeringsmaatskappye wat ook produk verskaf. Is dit ook die gaping of die uitdaging wat julle probeer uitskakel wanneer 'n mens kyk na iets soos die finansieringswêreld? Yes, ja. So wat Flip My Ride anders maak as 'n kom ons sê 'n gewone handelaar is net die model. 'n Gewone handelaar is baie product-centric. Jy weet, hy het 50 karre op sy vloer wat hy moet verkoop en daai 50 voertuie bied hy nou vir die mark. Waar ons journey begin met die customer. So dit is altyd die customer is eerste en ons is customer gesentreerd in ons approach. En die hele journey skop dan nou so af. So die kliënt wil voertuig X koop en dan bepaal ons nou die voertuig. Wat is die finansiële vermoë van die kliënt? En met die asset onboarding van die voertuig sal ons dan nou bepaal, as hierdie is integriteit, hier is die full disclosure. So dit is jy weet, ons secure hierdie hele transaksie vir almal betrokke en maak ook seker dat daar is transparency. Jy weet presies wat jy koop. Ek dink almal het al 'n tweedehandse kar gekoop en 'n stel afgetrap. So ons probeer die risiko so mitigeer sover ons kan, jy weet, in ons prosesse en ons tegnologie wat ons gebruik. Ek dink jy het nou redelik verduidelik hoe presies dit werk. Yes. Maar wie is julle teikenmark? So dit is 'n individu vir besigheid, enige iemand wat regtig 'n voertuig wil koop en finansiering benodig om so 'n transaksie te kan beklink. So dit is dan vir voertuie, jy weet, jou gewone voertuie en dan ook leisure produkte, karavane, bote, motorfietsse, off-road motorfietsse, jet skis, jy weet, al daai tipe goed ook. So enige persoon wat het sy 'n first time buyer of 'n ervare koper wat finansiering benodig om 'n sekere bate te koop. So Flip My Ride dien dan nou as jou, kom ons sê, jou big brother, en ons kyk dan nou dat die transaksie veilig is. Ons maak seker, ons adviseer die kliënt dat jy weet, hierdie voertuig wat jy koop is die regte bate om met jou finansiële vermoë te kan trou. Soos jy sien daar buite is al die aggregators en almal wat karre adverteer, almal adverteer op prys en almal diferensieer op prys. Ons sê die goedkoopste is nie altyd die beste transaksie nie. Jy weet, om 'n voertuig in Joburg CBD te koop by jou vriendelike Nigeriër is teen die beste prys, is nie die beste deal nie. So dit is nou wanneer ons dissect en met die onboarding bepaal, luister, hierdie is die beste bate vir jou vermoë en hier is die full disclosure van wat jy reg koop. Ons het 'n paar sekondes, maar net vinnig in 'n neutedop. Wat maak julle anders? En waar kan mense meer inligting in die hande kry? 100%. Okay, ja, so ons het regtig die customer journey uitgeplot en gepaard met DealerNet wat ons tegnologie verskaffer is. So ons het apps gebou en integrasies gebou met al die rolspelers in so 'n tipe transaksie wat regtig deel van se value proposition second to none maak. Jy weet, dit is baie spesiaal. En dan ook aan die agterkant die mense, die F&I's, die dealmakers, die mense wat dan nou fisies met jou gaan interact, is mense wat opgelei, geakkrediteer is en hierdie tipe virtual transaksies goed verstaan. So ons het die mense aspek en die tegnologie aspek wat ons dan nou, ek dink, perfek kombineer om hierdie waarde toe te voeg. Julle webtuiste net vinnig? www.flipmyride.co.za en daar is al die nommers, WhatsApp nommers, e-mailadresse, al die inligting is daar as jy ons benodig. Gerald, baie dankie. Baie dankie vir jou. Nou ja, so gepraat van dinge flip.
Pieter en die furniture foodie, Hanno Harmse, is besig om 'n stoel hier buite die ateljee te restoreer. Kom ons kyk hoe hulle vorder. Kykie, ek is besig om hard te werk en ek moet sê hier's gestuipel en daar word nou al lappe gesny en alles. Hanno, ons is nou by die pote as ek reg is en jy het ook daarin vir jou hulp Paradise ingeroep. Good morning Paris. Paradise. All the way from Paris. Ja, in the Free State. Ja. Luister sê net gou vir my nee, ek kry mense wat daarom regtig omgee vir hulle meubels en dit so gereeld as moontlik restoreer. Want dis maar soos alsien, party mense kyk baie mooi na hulle goed en ander mense is wanneer daar 'n noodgeval is. So dis maar baie persoonlike ding. Party mense trek gereeld oor al is die stoel nog reg. Ja. En ander wag eers tot hy heeltemal uitmekaar uitval. So ja, dis maar verskillend vir verskillende mense. En ek dink as jy kyk na jy ouer meubels, daar's altyd 'n mate van beter kwaliteit dalk aan dit. Veral as jy nou kyk na die regte antieke meubels. Ja. En dit is nodig om hulle seker te restoreer ook so gereeld as wat jy kan. Ja, die groot ding van die antieke meubels is daar's baie keer sentiment daarin. Ek het dit by ouma gekry en oupa gekry en dan is mense regtig bereid om 'n bietjie geld te spandeer en dit regtig mooi te maak. Maar met jou gewone meubels is dit maar altyd gaan ek restoreer of gaan ek oortrek. Ja. Nou verduidelik gou vir my, ons is nou besig om hierdie pote wat jy nou al voor die tyd maak, ou dit koop, ou dit maar elders. Of kyk jy nou maar wat daar was op die stoel? Ja, as jy met die kliënt praat, dan gee hom altyd opsies. Wil jy weer dieselfde hê, moet ons vir jou ander een maak. Ja. Maar die meeste kliënte doen huiswerk voor die tyd. Jy sal sê, weet jy, ek hou nie meer van daai pote nie. Ek soek nou eerder hierdie. Okay. Of jy sal vir hulle sê, weet jy, as jy daai lap wil hê, dan gaan daai poot nie lekker werk nie. Ja. Alright, so jy het hom nou 'n bietjie geskeer en dan steun jy hom daar met 'n sekere spesiale moetie wat jy nie aan mekaar geslaan het. Yes. Ja. So in hierdie weer word daai nie maklik droog nie. So ons gaan met 'n tweede en 'n derde laag gee. Ja. En dan as ons sien hy's nou die kleur wat ons wil hê, dan sal ons hom klaar maak en iets soos mat opsit, dit hang af wat die kliënt wil hê, wat hy gaan hy dof wees of gaan hy wil hê met 'n bietjie blink. Okay, nee, maar laat ons 'n bietjie kyk daarso. Paradise, was that the first coat now? Now you must give it another coat as well. Kyk net daar. En skielik bring hy ook net hy gee hom soms so 'n ander lewe, nê? Ja. Wat is vir die lekkerste van die restaurasiewerk wat jy doen? Is dit daai nuwe lewe wat jy gee aan iets wat 'n bietjie vaal lyk of is vir die eienaar? Ja, daar's iets daaraan as jy na iets kyk en mense dink dis die einde, jy kan nou niks meer met hierdie doen nie en daar's 'n paar maniere en jy doen dit oor en jy sien die eindproduk. Om weer nuwe lewe te gee. Dit is baie lekker. Kry jy mense buite nou die sentiment wat ook sal sê, ag nee, wat hierdie bank is nou oud, kom ons raak net ontslaaf van hom. Kry nie weer een. En dan dink jy, joh, as hy net deur my hande kon gegaan het, deur die furniture foodie se hande kon gegaan het. Ja, dit gebeur ook. Ons sal baie keer mense kry wat sê ek wil hierdie nie meer hê nie, wil jy dit nie hê nie. En as 'n ou dit oordoen of jy gee dit vir jou werkers en hulle doen dit oor, dis 'n groot aanwinst vir hulle ook. Dit lyk na harde werk, maar dit lyk ook na 'n lekker werk, jy weet, want 'n ou kan kreatief wees en jy kan 'n bietjie net weer ou lewe, nuwe lewe gee. Dis so. En 'n ou moet nooit dink jy weet alles nie. Ek dink dit is belangrik dat jy met ander ouens in dieselfde bedryf as jy gereeld kommunikeer, want hulle leer ook en so onder mekaar. Really idees uit, jy groei en jou besigheid groei. 100%. Ja. Paradise, it looks like there's a special technique for you to do the staining and making sure that it's absolutely perfect. Yeah, you need to use the foam to make it smooth and perfect. Because if you use the brush, it will leave the lines. Yes. So the sponge is the easy way to. And you work like with the grain of the wood, and is it a dabbing thing or do you? You have to go according to the grains. With the grains. So it must flow with the grains of the wood. That's fabulous. Jy sien, so hier is nou die kleur wat jy opsit en wat is dit wat hy daar opsit? Is dit nou maar soos die varnish die? Ja, dis die blink. Dis die afronding daai, so jy kan besluit wil jy hom blink hê of soek jy hom net 'n plain kleur, geen blink. Nee, maar ek hou van blink. Ons is ons blinkies op my goeiemôre, good morning. Asseblief, moet jy nou daar blink maak. Ja. Ek sien en dan staan jy nou, so you're standing there Paradise, you gave it a first coat now and then waiting for it to dry, you give it another coat? I'll give it another coat, third coat, so it can shine. It depends if you need it to be gloss to be too shine or you need matte so it doesn't shine a bit. Well, okay. So it depends what you want. You want it to shine or you want just it to be smooth? The matte, no. Hoorie en Anu, as jy nou hierso klaar met die staining, as jy nou die kleur gegee het, hoe lank moet jy wag? Moet hy maar ook droog word of kan jy hom dadelik ook blink gooi? Ja, die eerste ding is jy moet hom genoeg gee dat hy die kleur is wat die kliënt wil hê. Ja.
En dan daarna dan sit jy hierdie op, maar as die weer is soos hy nou is, dan word hy nie so vinnig droog nie. Ja, dan vat dit bietjie langer. Wanneer kom jy materiale en goeders nou? Jy weet, ek meen die spons, weet ou dadelik watter tipe spons jy moet gebruik om die bank nou net lekker weer te laat sit. Die materiale, is daar spesifieke materiaal wat maar beter werk vir soos die wingback waaraan ons is werk vanmôre? Yes, ja, dis 'n goeie vraag daai. Wat gebeur is materiaal meet jy aan wat hulle noem RABS, RIBS. En moenie iets koop wat onder 30,000 RABS is nie. Raps, okay. Ja, en dit gaan op tot 100,000, maar jy hoef nie 'n 100,000 RABS te hê om 'n goeie kwaliteit lap te hê nie. Jy kan van 30 tot 50,000 kan jy goeie kwaliteit. Beteken dit nou hoe hoër, hoe beter of langer kan hy hou? Ja. Bietjie meer robuus. Dis reg, ja. Okay. Wat dit sê is die tyd wat dit gevat het om dit te maak. Hulle het baie meer tyd ingegaan en hulle het 'n beter kwaliteit garing gebruik om te maak. Nou ek moet sê die dinge het vinnig geweer. Nou Paradise het ook al baie gehelp want wat ons stoel nou aanbetref, die sponse is gesny en goeie, so ons gaan letterlik nou met die volgende breek wat ons het en hulle ons nie noodwendig gaan sien nie, gaan ons sponse vasstapel en plak en ons gaan die materiaal oortrek en ons gaan daai ouetjie regtig nuwe lewe gee. Dis reg so. Dis reg, ons is besig. Ons daai ouetjie nou al reg om gestein te word, of wag jy nog tot hy droog word? Ja, ek gaan hom. Maar hierdie is my lekker storie. Ek gaan hom nog 'n laag gee. Ek kan net nie wag om te begin stapel en te skiet en besig te raak nou. Ja, ons kan vir jou werk gee, is nie 'n probleem nie. Nee, ek sien maar op hierdie stadium lyk julle vir my goed daar aan die gang. Manne, baie dankie. Ja. Nou ja, ons gaan nog bou aan hierdie pragtige wingback wat nou 'n nuwe lewe gaan kry. Dis die Furniture Fundi en sy span wat saam met ons kuier hier by Goeiemôre Good Morning. Net hierna gesels ons ook met 'n baie oulike jong aktrise. Jy ken haar dalk, jy het haar al verseker gesien, maar nou gaan jy vir haar beter leer ken. Ons maak so lank mooi aan hierdie kant.